Hierdie is die derde video van Backchat. Hier wil ek wys hoe jy 'n nuwe merkskema skep. Jy klik op nuwe merkskema en jy gee vir hom 'n naam. Voorbeeld merkskema of werkstuk 1 of werkstuk 2 of waarmee jy ook al besig is. En sê OK. Hy sê vir my is geskep en dan gee hy vir my hierdie skerm waar hy basies vir my al die instruksies gee wat ek moet volg. Merkkriteria. Klik op skep addisionele merkkriteria om 'n merkkriteria te skep. So ek klik daar en dan noem ek hierdie, sê nou maar iets soos paragraaf of paragrafering of wat ook al ek nou wil kyk. En hier by die beskrywing van die merkkriteria skryf ek dan my beskrywing vir wat ek daarin wil sien. So in hierdie spesifieke geval wil ek dalk nou kyk na die paragraaf se eienskappe en ek soek iets soos 'n enkele sin wat as hoofgedagte kan tel. Ek soek een onderwerp vir die hele paragraaf, nie 2 nie, en al die ander kriteria wat ek wil bysit. Dan moet ek sê hoeveel moet hy tel. Nou, in die geval kan ons nou maar sê 10 punte vir die paragraaf, en sodra ek klaar is daarmee, kan ek sê stoor. Klik elke keer hier om elke nuwe byvoeging te stoor. Nou hier aan die onderkant wys hy vir my voorbeeldmerkskema waarmee ek besig is, se totaal staan tans op 10. Nou skep addisionele merkkriteria, dan gaan ek voort en dan kan ek sê nou maar hierso kyk na inleiding en wat ek in die inleiding wil hê is 'n tesestelling. Ek soek dalk ietsie soos agtergrond. Ek soek 'n vooruitskouing ensovoorts, en weer eens kan ek besluit hoeveel punte dit moet tel. In my geval, of in die geval kan ons nou maar sê vir argumentsonthaalwe, die inleiding is vir my baie belangrik, so ek laat dit 20 punte tel. Nou sê nou maar ek het 'n fout gemaak, dan sê ek moenie hierdie byvoeg nie, dan maak ek hom bloot vir my skoon, maar as ek dit wil hê, dan stoor ek hom. Ek stoor hom, en my merkskema se totaal beweeg op na 30. En so hou ek aan met al die kriteria wat ek in my merkskema wil hê. Wanneer ek klaar is met dit, en ek is tevrede met my merkskema, kan ek sê hou op beplan en begin merk. Maar as ek nie kan onthou wat ek gedoen het nie, kan ek sê vorige merkkriteria, volgende merkkriteria. Dan kan ek spring tussen hulle. Ek navigeer met ander woorde binne my merkskema. So ek is nou eers tevrede met hierdie, dis 'n baie klein kort merkskemaatjie. Ek sê hou op beplan en begin merk. Enige veranderinge wat nie gestoor is nie gaan verloor word. Ek gaan voort en dan kry ek weer my normale skerm waarin ek kan voortgaan om te merk. So dit wat ek dan nou ingestel het, lê dan hierso. Hier kyk ek bloot na paragrafering en inleiding. Dit is dan nou ook my merkskema opstel. Die volgende kort videoetjie gaan ek gewys om hom net 'n bietjie aan te pas.